Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Dit voel soms asof die lewe net by ons verbyjaag. Of jy nou hard werk by die kantoor, in die huis of in jou gemeenskap, die daaglikse sleer kan mens maklik moeg en moedeloos maak. Soms wonder ons, maak dit regtig saak wat ek doen? Sien iemand raak hoeveel moeite ek insit? Vandag kyk ons na 'n bemoedigende belofte vir elkeen wat voel hulle kragte is besig om op te raak. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit 1 Korintiërs 5 vers 58. Daarom my geliefde broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in die Here nie te vergeefs is nie. Wanneer ons hierdie brief van die apostel Paulus histories beskou, moet ons onthou dat die gelowiges in Korinte in 'n baie moeilike stad gewoon het. Korinte was 'n plek van sedelike verval, afgoderry en intense weerstand teen die Christelike geloof. Die Christene daar het dikwels gevoel dat hulle werk vir God geen effek het nie, hulle was moeg gesukkel. Paulus gebruik hierdie woord arbeid, wat in die oorspronklike Grieks verwys na werk wat so hard is, dat dit jou fisies uitput. Hy sê nie dat die werk maklik sal wees nie. Hy sê egter dat die loon of die resultaat daarvan nie verlore gaan nie. In die antieke tyd was die werk van die Here dikwels onsigbaar en onbeloon deur die wêreld, maar Paulus herinner hulle dat elke daad wat in gehoorsaamheid aan Christus gedoen word, ewigheidswaarde het. Jou arbeid vir die Here is deel van God se groter plan. Deur getroue diens op aarde verdien jy genadeloon in die hiernamaals. Jou inspanning in die Here is dus nooit te vergeefs nie. Glo my, jy sal nie spyt wees vir die opofferings wat jy nou maak nie. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Jou inspanning is nooit te vergeefs wanneer dit in die Here gedoen word nie. Hy sien elke klein daad van getrouheid raak, al voel dit vir die wêreld onbeduidend. Die Bybel leer ons dat God regverdig is en dat hy nooit die getroue diens en die liefde wat jy aan sy naam bewys het, vergeet nie. Dit is belangrik om te onthou, redding is 'n gratis geskenk wat jy deur geloof alleen ontvang het, maar jou loon in die ewigheid word bepaal deur hoe getrou jy die Here hier op aarde gedien het. Wanneer jy moeg word, weet dat jou ware beloning nie in aardse sukses of menslike erkenning lê nie, maar in die vrug wat die Here deur jou arbeid vir sy koninkryk voortbring. Jy werk as 'n rentmeester vir die koning van heelal, en hy is getrou om sy diensknegte te beloon vir die werk wat hulle uit liefde vir hom gedoen het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons arbeid raak sien, selfs wanneer niemand anders dit doen nie. Here, daar is dae wat ons moeg word en wil tou opgooi. Skenk ons vandag nuwe krag en herinner ons daaraan dat niks wat ons in U naam doen ooit te vergeefs is nie. Help ons om standvastig te bly ongeag die omstandighede. Mag ons lewens getuig van U liefde en mag ons in alles wat ons aanpak U eer soek. Dankie dat U ons inspireer en versterk vir die pad wat voorlê. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.